So, vir die van julle wat nie weet nie, of ek moet julle so 'n bietjie herinner weer, ons is in ons Heilige Gees reeks, en volgende week maak pastoor klaar daarmee, maar dit was regtig 'n geseënde en 'n baie gebleste tyd wat ons gehad het, en ek het die voorreg om nog aan te gaan met die Heilige Gees reeks vandag, en ek wil vir julle in Johannes 'n storie vertel in Johannes 20 vers 19 tot 29. Ek gaan hom nie lees nie, want ek is nie baie goed in lees nie, so ek gaan vir julle vertel. So in hierdie storie, net nadat Jesus gekruisig is, en hy is nou dood en die disippels weet nie wat se kant toe nie. Hulle het hoop verloor, hulle is so deurmekaar, hulle weet nie wat se kant toe nie. En hulle kom toe by 'n huis by mekaar, en in hierdie huis sluit hulle toe nou die deure, want hulle is so bang vir die Jode. Nou die Jode was die mense wat nou net vir Jesus gekruisig het. So die disippels het gedink, wel, we are next. So hulle was so bang vir die Jode gewees, so hulle het die deure gesluit, en hulle moet nou by mekaar kom en vergader oor wat is die volgende plan, wat moet ons nou doen. En in hierdie tydperk wat hulle so by mekaar gekom het, raai wie daag op? Jesus het ingestap. Hy het letterlik, dink gou by jouself, punt 1, hoe absoluut chaos daar moes gewees het. Die deure is gesluit, en Jesus was nou net dood. Maar hier staan hy, tussen hulle. Dink gou by jouself, van ons kyk nog scary movies en sulke goeters, dit is amper vir my dieselfde, jy weet. Hoe moes hulle gevoel het op daai stadium, want die oomblik toe, dit is die snaakste gedeelte, maar die oomblik toe hulle daar ingestap, toe Jesus ingestap het, het hy dadelik vir hulle gesê, vrede vir julle. Imagine dit gehou. Jy verloor jou kop nou net, want jy probeer sin maak van wat nou hier aangaan, en Jesus stap in en hy sê, vrede vir julle. Regtig, ek weet nie wat ek sal doen nie. In daai tydperk was daar 2 disippels wat nie daar was nie, het was Thomas geweest, en ek en die ander disippels naam vergeet, net omdat ek baie gestres is nou, maar Thomas was nie daar gewees nie, maar needless to say, die oomblik toe Jesus daar opgedaag het, was dit soos asof die disippels was soos, okay, want Jesus het toe nou in die eerste plek gesê, vrede vir julle, om hulle te kalmeer, en in die tweede plek het hy net vir hulle in sy handpalm gewys, dat dit wel hy is. En die disippels was so opgewonde, hulle het weer hoop teruggekry, hulle is opgewonde, want Jesus kan hulle nou weer die pad vorentoe wys. Maar Thomas was nie daar nie. So toe hulle nou klaar vergader het en so, en hulle sien toe die dag weer vir Thomas, hulle sê vir hom, jy gaan nie glo wat nou net met ons gebeur het nie. Ons het vir Jesus gesien. Nou, as jy nie in daai situasie was nie, sou jy ook gedink het, daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. Nou Thomas het presies dieselfde reaksie gehad en hy het gesê daar's nie 'n manier nie. Totdat ek nie self my vingers in sy handpalms kan indruk om te sien dat dit wel hy was nie, glo ek julle nie. Daar's nie. Ek wou ander woorde nou gebruik het, maar daar's nie 'n manier nie. En 8 dae later, toe die disippels weer bymekaar gekom, hulle was weer bang geweest en hulle het weer die deure gesluit en die keer was Thomas by. En raai wat gebeur? Jesus loop deur geslote deure. En weer eens sê hy, vrede vir julle. Nou, obviously op daai stadium het die disippels nou geweet dit is hy, maar Thomas het nie. So, hier die mooi ding van dit alles was, Jesus het onmiddellik na Thomas toe geloop. Nie na die disippels nie, hy het nie almal eers gegroet en gesê, "Hoi, hier's ek weer." Hy het dadelik na Thomas toe geloop, want hy het geweet Thomas twyfel. En hy het sy hand gevat en gesê, "Kyk, jy kan jou vingers daardeur druk, dis ek, dis werklik ek." En hy het gesê, "My Here, my God." En Jesus het die gesprek geëindig in vers, laat ek net gou hier kom. Wat hy gesê het, "Glo jy my nou?" Dit is aan die einde wat sê, "Glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie sien nie, en wel glo." En dit is presies wat Jesus wil hê. Hy wil hê ons moet eers glo, voordat ons sien. En partykeer doen ons dinge andersom. Ons wil eers sien, voordat ons glo. So dit is die storie, wat ek die hele tyd gaan terugverwys na vandag, as ek praat, as ek punte met julle gaan deel vandag. En ek het, toe ek nou met die Heilige Gees reeks begin het, en ek moes nou skryf en alles, ek is 'n vreeslike prentjie mens, en wat vir my lekker was, Jesus het ook in prentjies en in parables gepraat, ek weet nie wat sit in Afrikaans, metafore. Hy het 'n metafore gepraat. En ek het vir Jesus gevra, nou wat moet ek doen? Wat kan ek vir julle vandag bring, om dit vir julle maklik te maak om te onthou? Hier sê, my ou geroeste braaiertjie, ek moet net hierdie ouetjie uithaal, ok,
Okay. My geroeste braaiertjie. En dit was vir my amazing toe God dit vir my gewys het, want ons Afrikaner kultuur bestaan uit rugby en braai. Reg? Ja. Dis hy. So, ek gaan vandag vir julle 3 punte gee oor wat die vuur van God aan ons doen. En dan gaan ek jou los met 3 praktiese punte oor wat jy kan doen om hierdie vuur van jou aan die brand te kry of om hierdie vuur aan die brand te hou. Nommer 1. Die vuur van God ignites. Die vuur van God steek aan. En dit was vir my so amazing geweest, want dit is natuurlik die eerste ding wat jy moet doen voordat jy jou vleisie kan braai, is om hom aan te steek. Vers, dit is nou in Johannes, die storie, Johannes 20 vers 19 tot 22, maar ons skiep hom tot by 22, dit sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. En dit was vir my so amazing geweest, want ek dink die oomblik toe Jesus daar opgedaag het, en hy gesê het, vrede vir julle, dink ek in my kop, dat die disippels regtig soos, ek dink dit was soos 'n breath of fresh air. Ek dink hulle het gevoel, ja, okay, my koning is terug, ek weet nou wat om te doen, ek weet waar is my pad, hy kan nou weer oorneem. En die amazing gedeelte toe ek hierdie geskryf het en my navorsing gedoen het, die Hebreëse naam vir die Heilige Gees was Ruach. Ruach beteken asem, Ruach beteken breath. En dit is vir my so amazing geweest dat Jesus toe nou hierdie selfe konsep gebruik het om oor hulle te blaas, om die Heilige Gees te ontvang, om hierdie Ruach te ontvang. Dink gou in jou kop, was daar onlangs 'n scenario waar jy hierdie breath of fresh air ervaar het? Daar kan dalk 'n scenario gewees het by jou werk, waar jy op die drempel was om jou werk te verloor, want jy was deel van 'n verhoor of iets en jy moes jou werk verloor het en jy het net gedink, Here, ek kan nie my werk verloor nie. En dit het so uitgewerk, dit was amper half onmoontlik dat jy nie jou werk gaan verloor nie, want die feite was daar, jy moes dit verloor, wat ook al. En die werk was net soos, ek gee jou nog 'n kans. En jy het net onmiddellik gedink, dankie tog. En jy het net geweet, op daai oomblik het die Heilige Gees deurgekom. 'n ander scenario byvoorbeeld, jy ry elke liewe dag dieselfde pad, jy ry die N14 en nie die N1 nie. Vandag besluit jy, die N1 klink vir my beter. Jy weet nie hoekom nie, jy voel net, dit klink vir my beter. En op hierdie nuus wat jy luister op die radio, hoor jy dat op die N14 was daar 'n massiewe ongeluk, of jy hoor dat hulle nou besig is om mense te spike, whatever the case may be, en op daai oomblik voel jy net, dankie tog. God het deurgekom. Daar's ander scenario's wat in jou lewe dalk gebeur het, wat jy finansiëel, baie van ons dink, oh my word, ek het amper my huis verloor en hier kom God net weer deur. So wanneer was daai tyd in jou lewe waarin jy kan dink, waar die Heilige Gees net totaal en al kom oorneem het en jy het dit gebeur baie met my. As ek 'n boodskap tik, want ek gaan vir jou mooi vertel wat dat hierdie nie nou reg was nie. Terwyl ek dit tik, dan kom die kinders in, of my foon val, of my foon gaan pap, of whatever the case may be. Op daai oomblik is dit eintlik 'n breath of fresh air, want ek sou moeilikheid veroorsaak het, né? Wie van julle? Ja, dit gebeur baie met my. So, ek wil regtig vandag vir jou kom sê, wie is daai breath of fresh air? Nou as ons terugkom na ons ou braaivleisvuurtjie toe, wie van julle het groot geword, dis so ek groot geword het, as jy die braaivleis aan die gang wil kry, dan het ons so 'n masjienkie gehad, dan het jy hom so gedraai, dan maak hy so, ons het baie lekker met daai ding gespeel. Van ons het 'n skinkbord gevat, dan het jy hom so gewaai, hy moet aan die gang kom. Wie van die vrouens sit langs die kant en dink, hierdie vuur gaan net niks doen vandag nie, reg? Gereeld, want ek braai nie. So, maar deesdae, die nuwe generasie, dit is so vervelig, jy het nou so gaspyp, wat jy nou net indruk, en dan sit jy lekker agteroor, en dan gaan die vuur en dan, okay, so ons doen nie daai scenario vandag nie, ons doen die breath of fresh air, nee, die wind. Want daai wind, kry bietjie hierdie vuur aan die gang, en dit is presies wat die Heilige Gees in jou lewe wil doen. Hy wil hierdie woema in jou, hy wil soos, kan jy net wakker word, kan jy net aan die gang kom, ek is hier, ek is jou breath of fresh air, maar laat my toe. In Romeine 10 vers 9 sê dit, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is,
en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. So jy sal gered word die oomblik as jy met jou mond bely en sê, Jesus, ek aanvaar jou as my koning. En die oomblik as jy dit doen, het jy reeds die Heilige Gees. So jy het hierdie tool, wat jou so aan die brand wil steek, jy het hierdie tool, hierdie breath of fresh air, maar jy moet hom net gebruik. Ek wil punt 1 afsluit met hierdie quote wat sê, You don't need to be perfect to be ignited, just willing to catch fire. Jy het nie, jy het nie nodig om hierdie perfekte lewe te hê en die Bybel te ken van A tot Z nie. Moet net nie vir die mense sê, ek sê vir jou, jy mag nie die Bybel lees nie, dis wat ek sê nie. Ek sê net, God soek nie hierdie stukkie perfeksie nie. Nie een van die disippels wat daar was perfek nie. Ek meen, Thomas het getwyfel. Thomas het getwyfel dat hulle gesê het, hy het Jesus gesien, en tog het Jesus opgedaag. Tog het Jesus vir hom kom wys, maar ek is hier. En tog het Jesus hom as een van sy disippels gemaak. So hy het nie 'n perfekte lewe nodig nie, hy het nie hierdie stukkie perfeksie nodig om 'n vuur aan die gang te kry nie. Al wat hy van jou wil hê is, wees net gewillig om te sê, Here, hier's ek. En kom steek my aan die brand vir u koninkryk. Punt 2, amen, ja. Punt 2 is, die vuur van God purifies. Die vuur van God maak skoon. So ons kyk na ons braaivleisvuurtjie, so nadat jy nou jou vuurtjie hier aan die gang gekry het en so, dan vat ons nou hierdie grill, né? Hierdie mooi skoon grill. Dan sit jy hom nou op jou vuurtjie, sodat jy nou die vorige vleis en al die ander goetertjies kan doodbrand. Dan het jy nou nog 'n eie ook, as ek reg is, né? So, dit is presies wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees is sterk genoeg om al hierdie vorige vleisies van jou, al hierdie vorige gaga van jou, hierdie verlede van jou, skoon te brand. Maar jy moet gewillig wees om dit vir hom te gee. Hy wil hê jy moet situasies vir hom by sy voete neerlê. Hy wil hê jy moet in gebed vir hom kom sê, Here, hier's ek. Ek het fout gemaak, ek gaan weer foute maak, hier's ek. Vat die Heilige Gees en sit jou grill voor hom neer en sê, maak my skoon. Dit is wat die Heilige Gees kan doen. Hy het die krag in jou om dit te kan doen. You don't need to be perfect to be ignited. Ek sal nou weer terugkom na daai punt toe. 'n Fun fact, dieselfde werk met goud so. As goud moet gesmelt word teen 1064 grade Celsius. Ek klink so Cyril Ramaphosa. Wat is dit, Zuma? Skiesie. Ek moet regtig leer om nie alles wat hier aan te gaan, moenie hier uitkom nie. Anyway, okay. Back to the point. Goud moet gesmelt word teen al daai grade Celsius om sy waarde te ontdek. En jy is daai selfde stukkie goud. God wil hê jy moet toelaat dat hy jou smelt, jou verlede wegsmelt, sodat jy jou waarde kan sien. Hy wil hê jy moet vandag hier uitstap soos 'n stukkie goud wat blink daar buite. Laat toe dat hy vandag, jy mag nie uitstap vandag en dink jy steeds vuil nie. En dink jy het steeds hierdie gaga verlede, jy kan nie gebruik word nie. Hy wil jou vandag skoon brand. Hy wil daai stukkie goud van jou. Hy wil jou waarde uitkry vandag. Dis presies wat die Heilige Gees wil hê, maar lê dit by sy voete neer met gebed. Soos wat ek nou gesê het, hierdie ou dingetjie is al so geroes, hy is al goed gebruik. So, hy kan hierdie geroeste, hy gee nie om wat buite aangaan nie. Hy gee nie om hoe jy lyk buite nie. Dit gaan vir hom oor wat binne aangaan. En al wat hy wil hê is jou hart, jou lewe wat sê, Here, gebruik my, ek is hier. Wanneer dit gekom het by Thomas, wat so getwyfel het, was dit net vir my so amazing dat Jesus het nie die volgende dag, nadat hy die eerste keer die disippels gesien het, toe Thomas nie daar was nie, het hy nie die volgende dag na Thomas toe gegaan en vir hom gesê, hallo, ek lewe nie. Hy het dit in 'n groepsetting gedoen, 8 dae later, toe hy eers opgedaag. Maar ek wil vandag vir jou hierdie stukkie hoop gee, net soos wat Jesus die disippels kom hoop gee, wil ek vir jou kom hoop gee om te sê,
Hy het steeds opgedaag. Hy was wel laat, volgens die disippels, en volgens Thomas was hy wel laat, maar hy was daar. En ek wil vandag vir jou sê, hierdie verlede wat jy voel net so gaga is, hierdie verlede van jou wat net voel, there's just no way. Hy het steeds opgedaag. Daar's 'n wonderwerk waarvoor jy dalk wag. Hy gaan opdaag. Dit kan ek vandag vir jou sê. Jesus het dit toegedoen, en ek kan jou nou sê, hy gaan dit nog steeds doen, tot vandag. Hy sal opdaag, byt vas. In vandag in ons kerk bied ons dit ook, dat ons wil vir jou sê, dat jy nie hierdie pad alleen hoef te stap nie. Jy het nie nodig om te voel jou verlede was so vuil, of jy kan nie, jy wil net lewe alleen doen nie. God wil nie hê ons moet lewe alleen doen nie. Daarom het hy 12 disippels gehad, want Jesus self het nie eers lewe alleen gedoen nie. So in Victory Kerk bied ons vir jou selgroepe, waarby jy 'n groep kan vind, wat saam met jou lewe kan doen, wat saam met jou pad kan stap, wat jou kan help om hierdie gaga skoon te brand. Wat saam met jou die pad kan stap, en wat vir my so amazing is, en hierdie het God actually gisterand eers met my gedeel, wat vir my so amazing was, die disippels was by mekaar, maar Thomas het nie hierdie wonderwerk gesien alleen nie. Hy het dit in 'n groepsetting gesien. Nou my vraag is dit nie presies wat God dalk van jou verwag nie? Wil hy nie dalk hê jou wonderwerk, hy wil vir jou 'n wonderwerk gee, hy wil net hê, you need to step out, in 'n groepsetting. Vind jou groep, vind jou vryheid, raak betrokke by 'n groep, wat saam met jou lewe kan doen. Ons is hier om mekaar as disippels te sien, ons is hier om mekaar te help om disippels van God te word, sodat ons daar buite 'n verskil kan gemaak, maar jy kan dit nie alleen doen nie. Wie braai alleen? Wie het al ooit alleen gebraai? Nee, moenie jou hand opsteek, want ek dink is weird. Dis so weird, en as jy dit alleen doen, bel my, ek sal saam jou kom braai, asseblief. Asseblief moenie alleen braai nie, dit werk nie in ons kultuur nie. Okay. Ek wil oorgaan na punt 3 toe. So, die eerste een is God se vuur ignites jou, hy steek jou aan. Die tweede punt is, hy brand jou skoon. En die derde punt is, die vuur van God bemagtig. So, hy gee jou nie net krag om te oorleef nie, hy gee jou krag om te bedien. In Johannes 20 vers 21, terug na ons storie toe, sê hy, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Elke liewe een van julle wat hier sit, en die van julle wat online kyk, die van julle wat nie vandag hier is nie, is geroep om 'n verskil te maak. Jy is geroep om ander mense aan die brand te steek. En as ek dit baie keer sê, dan sit jy dalk hier en dan begin jou hart vinnig klop, want jy dink, ek ken nie die Bybel van voor tot agter nie, ek weet nie eers hoe om te bid nie, ek kan nie hierdie goed doen nie, ek kan nie doen wat ek doen om my voor te staan nie, ek kan nie self hier staan nie, ek kan nie sonder die krag van die Heilige Gees hier staan nie, dit freak my totaal en al uit. Maar deur die krag van die Heilige Gees kan ek dit doen. Maar elke een van ons is geroep om 'n verskil te maak. Jy moet just be willing to catch fire. En ek wil vir jou vandag vir jou sê, om die mense daar buite te gaan aansteek, begin by iets so klein soos 'n smile. Glimlag vir jou buurman, al klaai oor jou honde die hele tyd. Of stuur vir jou, bid vir jou baas. Begin vir jou baas bid, al is hy 'n piesang. Okay? Ek het mooi gedink oor daai enetjie. Iets wat ek nou onlangs mee te doen gehad het, dink ek by myself, stuur saam met jou kind 'n sjokolade vir die juffrou. Al dink jy haar kommunikasie kan soveel beter. En as jy nou gelag het, dan is jy either 'n onderwyser of jy is 'n ouer wat jy weet, daai kommunikasie kan beter. Maar dis iets so klein soos dit. Ons het 'n onderwyser en ek deel nie hierdie testimony omdat ek sê ons is nou hierdie perfect person of enige so iets nie, maar ons het 'n onderwyser by Kenmare en sy doen so baie moeite by die hokkie en by die netbal, sy is 'n organiseerder en so, en elke keer dan gaan ons na die tyd, dan sê ons, juffrou, dankie vir wat jy insit. Al kan haar kommunikasie beter, is okay. Maar uit dit uit, het sy vir haar ma, wat ook daar werk, begin sê, ons praat so mooi met haar. Nou, ek sê dit nie omdat ek
hierdie perfekte persoon is nie. Ek sê net, dit is iets so klein soos dit. Ons het daai vrou aan die brand gesteek net om haar te waardeer. Dit is plain en simpel soos dit. Jy het nie nodig om iemand met 'n Bybel te slaan om hom in die hemel te kry nie. Doen iets so klein soos 'n smile. Iets so klein soos 'n sjokolade. Ek waardeer jou, ek eer jou, dankie vir wat jy doen. Dalk is 'n bietjie tyd dat jy vir jou man sê, dankie weer dat jy weer by die werk was. Al het hy nie gehelp met die kinders bad vanaand nie, wat ook al. Begin by iets so klein soos jou groepietjie, jou man, jou vrou, jou kinders. Oefen dit daagliks en begin jou mense om jou aan die brand te steek. Want dit is wat God van ons verwag. Iets so klein soos wanneer dit kom by die kerk, nooi mense kerk toe. Maak 'n verskil daar. Want hulle gaan naderhand wil hê wat jy het. Hulle gaan naderhand hierdie vuur binne jou sien, sonder dat jy 'n woord hoef te sê. Maar dit gaan van jou aksie en jou dade afhang. Johannes 20 vers 19 het gesê, daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nou vandag wil ek vir julle ook 'n stukkie hoop kom deel om vir jou te sê, jou hart kan vanoggend toe wees. Wat ook al jou situasie was, wat veroorsaak het dat jy klippe, mure begin bou het om jou hart. Guess what? Die Heilige Gees is sterk genoeg om deur geslote hartkamers te kom. Al laat jy hom nie toe nie, is okay. Hy gaan in elk geval net deurbreek en net sê, I'm here. Hier's ek sien, onthou my net, dis al. Jy hoef my nie toe te laat nie, ek steeds hier. So jy kan jou hart toesluit, soveel soos wat jy wil. Hy gaan deurbreek, whether you like it or not. En dit is wat vir my so kosbaar is van God. Maak nie saak van jou verlede nie. Maak nie saak hoe jy twyfel nie. Maak nie saak hoe lank terug jy gebid het nie. Hy gaan deur daai hartkamers breek en vir jou kom sê, ek is nog al die pad. I'm still here and I'm alive. I'm alive. En hy wil jou gebruik daarvoor. So kom ons gesels 'n bietjie oor wanneer dit kom by 'n kerksituasie. Baie van ons harte, okay, julle almal is in die kerk, so dit help nie eintlik ek sê dit vir julle nie, maar van ons sit al hier wat baie seer gekry het in 'n kerk. Van die mense is juis nie hier nie as gevolg van dit. Jou hartkamers is so gesluit met hierdie, ek kan nie kerk doen nie as gevolg van die en daai en daai en daai. Maar Jesus is steeds daar, maar net omdat dinge nie jou way gaan nie, beteken dit nie jy moet Jesus eenkant toe stoot nie. Hy gaan steeds deur daai geslote hartkamers breek en vir jou kom sê, I'm back, I'm alive, ek sien. Ek dink, daar's te veel tye in Suid-Afrika spesifiek, wat ons hierdie titel as Christendom gebruik, of net het. Ek is mos 'n Christen, en dis al. Jy beteken vir niemand niks nie, jou huwelik val uit mekaar uit, iets het weer verkeerd gegaan by die kerk, want die saal was te koud, nou bly jy maar by die huis. Ja, die klank was te hard, nou bly ek maar by die huis. Ons is so maklik om te kla oor dinge, maar ons wil nie 'n verskil maak nie. Ons wil nie, as ons sien daar's 'n issue met byvoorbeeld met die klank. Al wat jy doen is kla, maar jy staan nie op en sê, ek is gewillig om te leer, ek is gewillig om my dienste aan te bied en 'n verskil te maak. Ek dink die wêreld, kom ons sê Suid-Afrika spesifiek, sal so 'n ander gedeelte van die wêreld word, wanneer ons ophou sê ons is Christene, maar ons doen Christendom. Reg? Ons het vanoggend het Peter gedeel in pre-prayer dat, toe vra hy die vraag, sal jou gebede wat jy bid 'n wêreld verander? Sal dit wat jy dalk bid of dalk het jy 6 maande laas gebid, is ook okay. Maar sal dit 'n verskil in iemand se lewe maak? Sal dit jou lewe verander? Sal dit Suid-Afrika beter maak? Daai juffrou wat se kommunikasie dalk bietjie sleg is, bid jy vir haar? Of hou jy net aankla by ander mense oor hoe sleg haar kommunikasie is? Ek dink ons moet op 'n punt kom wat ons sê, enough is enough.
Ek's moeg daarvoor om net te hoor ek is 'n Christen. Ek's moeg daarvoor, daar's bitter baie mense wat sê hulle is in die Victory Kerk. Dit het nou die 3de keer, en ek grap, en dis regtig, 3 keer met verskillende mense gebeur, by die netbal of by die hokkie, waar pastoor gestaan het, en nou sê hy die hele tyd vir die mense, hy kan nie te hard skree nie, want die volgende dag moet hy preek, en hulle sê, wat se kerk is jy? En hy sê in Victory Kerk, hy sê, my wêreld, ek's ook in daai kerk. Rarig? Wat? 3 keer het dit al gebeur. Jy's in die Victory Kerk, hallo. Ek sê net, kom ons wees ophou, kom ons wees gewillig om op te hou om net te staan. Vrouens, ons moet ophou net daar agteroor sit by die braaivleisvuurtjie en dink, vandag eet ons eers weer 11:00. Ja. Ek sal nie te lank na my ma staar nie. Dit is tyd dat ons begin opstaan as Christene en ophou sê, jy's 'n Christen. Hier gat my mic, my koek. Daar's hy. Ons moet regtig 'n verskil begin maak. Ek dink is genoeg dat ons moan oor Cyril Ramaphosa. Hoeveel keer bid ons vir ou oom Cyril? Ek het gesê wat moet. Okay. So dit is die een ding wat ek wil sê wanneer dit kom by nommer 3 wat sê die vuur van God bemagtig. Ons moet 'n verskil daar buite gaan maak. Die laaste punt wat ek ook wou gesê het oor punt 3 is hoe om, ek meen, as jy nou byvoorbeeld, as jy weet jou vriende braai met houtskool, maar jy is iemand wat met charcoal braai, beteken dit nou, ja, en hulle nooi jou vir 'n braai, beteken dit dat jy nie by hulle gaan braai nie? Nee, jy gaan ons nog steeds gaan, hoekom? Want jy fokus op die regte ding. Jy fokus om vir die geselligheid, vir die saamkom, om by jou vriende uit te kom, by jou familie uit te kom. En dis presies om terug te kom by punt 3 is, moenie net omdat dinge nie gaan jou wy nie, dan is ons geneig om God een kant toe te steek. Ons is geneig om God in 'n kas te bære, en dan wanneer ons weer 'n promosie wil hê, dan wil ons ewe skielik bid. So kom ons fokus daaroor om elke liewe dag 'n verskil in iemand se lewe, of selfs net in jou eie lewe, te wil maak. Ek wil klaar maak met die laaste 3 punte van die praktiese gedeeltes oor hoe jy jou vuur aan die gang kan hou, of om net dit te begin aansteek. So punt 1 is, steek jou vlam daagliks aan. Wat ek daarby bedoel is, lees daagliks Bybel en bid elke liewe dag. Nou dadelik as ek dit sê, dan van ons slat paniek, want jy dink, in hierdie 24 uur van my dag, het ek nie eers 2 minute om badkamer toe te gaan nie, maar nou wil jy nog hê ek moet tyd maak vir God ook. Ja, en ek dink net, dit is die waarheid. Baie van ons stres en waar gaan ek nou nog tyd kry om ekstra tyd te maak vir God ook? God wants to meet you where you are. Met ander woorde, wat ek daarby bedoel is, as jy gaan kyk na jou dag, bring hom in jou situasies in, bring hom in jou dag in. Hoeveel van ons sit van 'n halfuur tot 2 ure in verkeer vas? Hoekom nie dan 'n podcast luister? Ek kan nie sê Bybel lees nie, want dit gaan nie goed vir jou uitdraai nie. Jy gaan eerder in die tronk opeindig, of jy gaan 'n ongeluk maak. Gebruik daai tyd en bid of luister worship musiek. Hoekom wil ons, ek hou van Jacaranda, maar dalk is dit tyd dat jy hom bietjie afsit. As jy slegs 2 ure het in daai verkeertyd om by God uit te kom, gebruik dit. As ons sit nou verskriklik baie langs 'n rugbyveld, 'n hokkieveld, 'n netbalveld, hoekom gebruik jy nie daai tyd om 'n verskil in iemand se lewe te maak nie? Gebruik die tyd wat jy het, wanneer jy gaan gym, in plaas daarvan om doef musiek te luister, of wat ook al jy luister om jou op te saai, om te gym, of wat ook al, gebruik daai tyd om either 'n podcast te luister, of daar's regtig baie goeie praismusiek. Gebruik die tyd wat jy het. Mense het nie nodig om nou te skrik en te dink, ek het nie tyd nog ekstra in my dag nie. So dis punt 1, steek jou vlam daagliks aan deur Bybel lees en te bid. Nommer 2, gooi iets in die vuur. Wat is dit wat jou weghou van God af? Dit mag dalk 'n sonde wees, pornografie, dwelms, drank, wat ook al, daai is die groot goed.
Maar daar mag dalk klein goedjies wees wat jy voel, jou weghou van God af, en wat jou laat skuldig voel, omdat jy nie by hom uitkom nie. Gooi dit in die vuur. Gooi dit in die vuur en brand skoon vandag, dat as jy hier uitstap, dan sê jy maandag, môre is my dag wat ek 'n nuwe skoon blaadjie vir God omslaan. So dis punt 2. Die laaste punt is, dra jou vuur oor na ander, en dit is, ek het klaar daaroor gepraat. Maak 'n verskil daar buite. Dan, ek dink die belangrikste gedeelte van die hele braai is die ou tangetjie. Nou hierdie tool het baie funksies. So wanneer ons braai, voordat ons nou die grill opgesit het, dan vat jy die tang, van ons het 'n tang vir alles, so dan krap jy nou jou vuurtjie oop, laat hy nou lekker warm is, en dan sit jy nou jou grill op, van ons gebruik die tang om die grill op en af te lig, en dan natuurlik gebruik ons dit om ons vleis om te draai. Maar hierdie tool beteken net mooi niks, as hy nie in my hand is nie. Reg? Hierdie tool gaan niks beteken, as hy net daar lê nie. Hy het hande nodig. Hy het iemand nodig om hom te gebruik. En dis presies wat die Heilige Gees doen. Hy het wel deur jou hartkamers kom breek, jou geslote hartkamers, en hy's daar in jou lewe elke liewe dag. Maar hy beteken net mooi niks in jou lewe, as jy hom nie gebruik nie. As jy hom nie toelaat en vir hom sê, Here, hier's ek, gebruik my. Of jy begin bid en sê, Here, ek weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie. Gebruik die Heilige Gees. Baie van ons gaan nou in 'n seisoen in waar ons dink, elke Jannie wat nou siek is, moenie naby my kom nie. Ek weet, mens kan siek word deur as jy in daai scenario's dalk kom. Maar wanneer gaan ons begin opstaan om te sê, ek het die Heilige Gees, ek het krag om te sê, nee in my huis nie. Ek het krag om te sê, jy kan maar nies broer, hierdie gaan my net mooi niks maak nie. Ons is so geneig om dinge op ons te vat, om te sê, ek kan nie, moet net nie naby my kom nie, want ek gaan weer siek word. Natuurlik, want jy het dit klaar gevat. Jy het klaar gevat dat jy gaan siek word. Jy het klaar aanvaar dat jy nie gesond gaan word nie. Jy het klaar aanvaar dat jy nie goed genoeg is vir daai werk nie. Jy het klaar aanvaar dat jy nie goed genoeg is vir 'n man of 'n vrou nie. Jy het klaar aanvaar dat jy nooit gaan kinders hê nie. Ek breek dit vandag af in die naam van Jesus Christus. Hoekom? Amen. Ek mag dit afbreek, want ek het 'n tool. Ek het 'n tool wat gebruik wil word. Maar ons kan nie langer net aanhou sê ons is Christene, maar my tool lê net daar nie. Dit beteken net mooi niks nie. Dis tyd dat ons opstaan as Christene in Kreeusdorp, waar ook al jy bly, en maak 'n verskil. Hou op om dinge net te aanvaar in jou lewe, want jy's nie goed genoeg nie. Baie keer dan sê ons, ek weet nie, ek het seker nou maar siek geword, want is in God se wil. Ekskuus. Jy aanvaar nie net dinge so maklik nie. Dis tyd dat ons op daai goggetjie trap, wat die duiwel genoem word, en ons tool gebruik, en ons sommer so, jy vat sommer daai goggetjie sommer net so. Vat hom sommer net weg, want jy het 'n tool in jou hand wat kragtiger is as enige iets en enige iemand in hierdie wêreld. Amen? Amen. Kom ons bid saam. Net daar waar jy sit, wil ek hê jy moet net jou oë toemaak. Dis nou jy en God. Vergeet nou van enigiemand om jou. Vergeet van jou man, jou vrou, jou kinders, wat ook al. Ek wil hê jy moet totaal en al fokus op hierdie tool wat jy het. Vader, ek kom bid dat elke liewe hart sal oop wees en ontvanklik sal wees vir die Heilige Gees nou. Vader, ek kom bid net dat daar waar jy in die Bybel gesê het, I will baptize you with water and fire. Kom bid ek vir hierdie vuur van die Heilige Gees om nou deur elke liewe persoon se liggaam te vloei. Vader, ek kom bid dat ons nie vandag hier sal uitstap en dink dat ek vuil is nie. Ek kom bid dat ons hier sal uitstap to be ignited vir U. Here, dat ons sal gewillig wees om aan die brand gesteek te word vir U. Daar waar jou oë toe is, wil ek hê enige wonderwerk wat jy nou nodig het, wil ek hê ons moet daarvoor intree. Al ken jy iemand wat 'n wonderwerk nodig het, wil ek hê jy moet nou daai geleentheid gebruik om in te tree vir daai persoon of selfs vir jouself. Want ons het 'n tool wat kragtiger is as enige iets in hierdie hele wye wêreld.
Vader, ek kom bid net vir elke naam wat genoem word, elke wonderwerk wat ons aandink, wat ons voorbid nou op hierdie huidige oomblik. Kom bid ek in die naam van Jesus Christus dat dit sal plaasvind. Gesondheid sal plaasvind, swangerskappe sal plaasvind, promosie sal plaasvind in die naam van Jesus Christus kom bid ek dit. Ons kom bid en vertrou vir 'n skoon blaadjie. Daar waar jy sit, as jy nog nooit God toegelaat het om in jou te brand nie, wil ek hê jy moet jou hand vandag opsteek. Niemand gaan jou sien nie, niemand worry nie, is nou net jy en God. Maar wanneer jy jou hand opsteek, beteken dit I surrender and I give my life to you. Net daar waar jy sit, kom bid ek dat jy jou hand sal opsteek. Kom steek jou hand op en sê, Here, hier's ek. En elke een van ons het 'n mond en ek wil hê jy moet kom sê, Here, hier's ek. Here, hier's ek, gebruik my. Gebruik my om 'n verskil te kom maak. Gebruik my om aan die brand gesteek te word. I am willing to catch a fire. As jy nog nooit jou hart vir die Here gegee het nie, is dit nou die tyd. Steek jou hand op en sê, Here, hier's ek. Kom gebruik my. Kom slaan hierdie nuwe blaadjie om. Dankie, Here, vir elke hand en vir elke hart. Kom en vul ons harte in Jesus se wonderlike naam. Kom bring restaurasie by huwelike. Kom maak skoon, kom maak gesond. Kom brand skoon, sodat ons ons waarde in Christus kan ervaar. In Jesus se naam kom bid ek dit. En almal sê, Amen. Amen.